Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het gister begin met 'n nuwe tema, hoe lyk dit in my beloofde land? En miskien moes ek dit al gister eerder gesê het, maar ek gaan dit maar nou sê, dat ek wil nou geensins voorgee asof ek nou al die antwoorde het nie. Glad nie. As jy al die antwoorde soek, vra die Heilige Gees. Hy is die enigste een wat altyd alles weet. Maar dankie Jesus, hy gebruik my in sy liggaam om dinge te deel wat hy met my deel. En die doel van hierdie kort reeks is hoofsaaklik om die wanpersepsie onder baie mense reg te stel, dat wanneer ek in my beloofde land is, wanneer ek my belofte van God gekry het en daarin leef, dan is een van die tekens dat ek kan weet ek is in God se wil, dat alles nou gaan smooth sailing wees. Binne in God se wil loop alles soos stroop. En as daar weerstand en probleme is, dan is dit 'n teken dat ek nie in God se wil is nie. Of dat ek dalk verkeerd gehoor het, of dat daar eers een of ander fout is met my. En in albei hierdie redenasies kan niks verder van die waarheid wees nie. Weerstand beteken nie die afwesigheid van God se wil nie. Weerstand beteken slegs die teenwoordigheid van 'n vyand en 'n gebroke wêreld. Net so min beteken die afwesigheid van weerstand dat jy in God se wil is. Een van Andrew Wommack se gunsteling sê goed is, dat as jy nie elke nou en dan in die vyand vasloop nie, beteken dit heel waarskynlik dat jy op pad is in dieselfde rigting. Ek dink as gelowige het jy dit seker teen hierdie tyd al agtergekom. Maar ons is nie veronderstel om saam met die stroom te swem nie. Ons moet bitter versigtig wees om nie deur ons omstandighede gelei te word nie. Wat jy om jou sien en wat jy ervaar, moenie jou maatstaf van God se wil wees nie. Sy wil is in sy woord. En sy wil vir my en jou is dat ons heel eerste, voor alles anders, dat ons geloof sal hê in sy woord en in sy beloftes. Dit is wat God se teleurstelling was met Israel toe hulle die eerste keer in die beloofde land wou inneem. Dat hulle groter waarde geheg het aan die 10 spioene wat hulle bang gepraat het, in plaas daarvan dat hulle die beloftes onthou het wat God aan hulle gemaak het in Eksodus 23, en dat hulle toe ieder moes gesê het, wel, die mense is dalk reuse en die stede is dalk versterk, maar God het ons beloof en ons beweeg op grond van God se beloftes. Ek het nou nie 'n spesifieke vers wat ek hierdie uit kan haal nie, so noem dit nou maar Jargology, maar ek dink een van God se liefdestale is beslis geloof. Ek dink ons maak sy hart warm as ons geloof in sy woord en in sy beloftes en in sy goedheid plaas, terwyl dit wat ons voor ons sien anders lyk. Ons het gister gesien hoe dat Israel voor die Jordaan staan, in vloed, en 3 dae gelede het God gesê, oor 3 dae gaan julle die land inneem. Maar daai oggend van die 3de dag, toe loop die rivier nog net so sterk. Jy weet, ons sukkel bietjie om hierdie prentjie lekker te begryp, want ons het die storie al klaar gelees. Ons weet wat gaan gebeur, maar probeer jouself in hulle skoene sit. Probeer vir 'n oomblik jou bietjie indink. God het gesê ons gaan vandag deur. Maar waar? Hoe? Hierdie rivier loop wal tot wal, maar in plaas van die vorige keer wat hulle al hierdie klomp vrae vra en begin twyfel, begin hulle om hulle goedjies en hulle tente op te pak. En die priesters pak die tent van samekoms en hulle vat die verbondsark en hulle begin stap. En niks verander nie. En hulle kom nader in die rivier en niks verander nie. Maar op grond van wat u beloof het, Here, en die priesters hou aan stap. Jy sien, dis wat geloof is. 'n Vaste vertroue in die dinge wat ons hoop. En watter dinge hoop ons? Ons hoop is in God se woord en sy beloftes. En as gevolg van die vaste vertroue wat ek het en wat hy gesê het, beweeg ek. Al sien ek nog die water. Al is dit wat ek voor my sien, al stem dit nie ooreen met wat hy gesê het nie. Nog nie. Ek gaan doen wat hy vir my gesê het om te doen, want hy ken die einde van die begin af, nie ek nie. Hy is 'n goeie God, en deur geloof is hy altyd besig om my na hoër plekke te neem. Hy wil nooit ooit geloof gebruik om my en jou te verneder nie, maar hy wil ons
altyd verhoog. As jy in niks anders kan glo nie, glo in sy hart vir jou. Beweeg op grond van sy hart vir jou. Hierdie is natuurlik simbolies en vir jou gaan dit fisies anders lyk as vir Israeliete, maar vir iemand moet ek vandag sê, begin jou tent oppak. Al het niks verander nie, begin jou tent oppak, want jy het geloof en vertroue in die goedheid van God se hart vir jou. Begin in daai rigting stap. Al lyk niks in jou guns nie, maar jy het 'n belofte en jy vertrou die goedheid van God se hart en jy begin stap. Nie om God te manipuleer nie, maar om sy woord te vereer. Jy draai nie sy arm deur te begin stap nie, jy vereer sy belofte en sy woord en sy karakter en sit jou voet in die water, al het nog niks verander nie. En die oomblik toe die priesters hulle voete in die water sit, man, ek wens ek was daar. Want op daai oomblik toe hou die water nie net op om te vloei nie, maar dit damp vir kilometers en kilometers op na boontoe en hulle kon deurloop. En nie net was daar nie meer water nie, maar die rivierbedding was droog. Hulle kon op droë grond deurloop. God se goedheid. En hy's 'n waarmaker van sy woord. Vriend, ek weet nie wat staan vandag tussen jou en jou belofte nie. Maar ek wil vir jou dit sê, as God gesê het, dis nou, dan is dit nou. Begin beweeg. En as jy nie seker is oor wat jy in jou spesifieke omstandighede moet doen om in geloof te beweeg nie, vra die Heilige Gees. Hy sal jou met liefde wys hoe dit lyk. En dan, as jy weet wat dit is, beweeg in geloof. Al lyk dit of jy met die volgende tree gaan versuip, hy sal die rivier opdroog voor dit gebeur. Geloof is die vaste vertroue in die dinge wat ons hoop. Here, dankie dat ons weer eens vandag kan sien, dat u woord is waarheid, u sal u woord vereer, u sal nooit 'n belofte maak en dit nie nakom nie. Ons kan begin beweeg, al sien ons nog niks in die natuurlike riem voor ons wat verander het nie. Al lyk dit inteendeel of ons met die volgende tree gaan versuip, kan ons begin beweeg in die rigting wat u beloof het beweeg. En u sal u woord nakom, want u is 'n goeie God. U het ons lief. U wil vir ons goed wees en u wil u liefde tentoonstel vir die wêreld om te kan sien deur ons. Ek eer u vandag, Here, ek kan staat maak op u woord. Help daai persoon vir wie hierdie boodskap vandag is, om geloof u woord vas te gryp en te begin beweeg. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.